Kom ons wees net nog vir 'n oomblik stil. Voel die Here wil vir iemand vanoggend hier sê, jy voel, by jou lewe is nie belangrik nie. Dis niks seggend. Die Here wil vir jou sê, maar jy maak saak. Hy gee om vir jou. En hy het 'n plan, en hy het 'n doel met jou lewe. Jy moet nie verder terugstaan nie. Jy moet nie verder twyfel nie. Die Here sê vir jou in hierdie oggend, skep moed. Nuwe moed. Want hy het moed vir die moedelose. En hy het krag vir jou. En hy wil hê dat jy sal opstyg met arensvleuels en vlerke bo jou omstandighede. Dit is wat hy vir jou het. Maar hy wil hê, jy moet opstaan, jy moet moed skep, jy moet sy hand vat, en jy moet geloof, met geloof, moet jy vorentoe hierdie pad stap. Moenie links of regs kyk nie, moenie twyfel nie, moenie na mense kyk nie, moenie na die bose luister nie, want dan gaan jy sink, en gaan die storm vir jou te groot wees. Die Here sê hy sal ook die storm stil maak, as jy jou hand in sy hand plaas. Hy's naby in jou, sê die Here, en hy wil jou verkoop, en jou aanraak in hierdie oggend. Amen. Prys die Here. Ek glo die Here is werklik werksaam op 'n baie unieke wyse. Een en elkeen, maar sommige dienste is daar net wanneer God hartsnare aanraak. En dis God se tyd vir jou. En gryp dit. Staan op. Staan op. Staan op. Lank. Miskien baie lank. Jy maar net so gesit. En God sê, nou, dis die tyd van hardloop en oorwinning. Nou, ek gaan nie nooi om saam met my te lees die Ou Testament daar in Hosea, die profeet Hosea, is redelik, dis hier onder die kleiner profete, hoofstuk 1, ons gaan nie, en dan gaan ons 'n paar verse in hoofstuk 2 lees, en terwyl u dit soek, miskien wil ek my baadjie uittrek. Nou, Hosea, die eerste hoofstuk, vanaf vers 6. Toe sy weer swanger geword en 'n dogter gebaar, en hy, dit is God, het vir hom gesê, noem haar Lo-Ruhamah, want ek sal my verder nie meer oor die huis van Israel ontferm deur hulle vergifnis te skenk nie, maar oor die huis van Juda sal ek my ontferm en hulle verlos deur die Here hulle God. En ek sal hulle nie deur boog of swaard of oorlog, deur perde of ruiters verlos nie. Nadat sy Lo-Ruhamah gespeen het sy weer swanger geword en 'n seun gebaar, en hy het gesê, noem hom Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en ek sal nie julle sin wees nie. Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees, soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie, en in plaas dat aan hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel en uit die land optrek, want groot is die dag
van Jesreel. Sê aan jou broers, Ami, en aan jou suster Rugama. En dan ook in die tweede hoofstuk, dan daar vanaf vers 5, 2 verse. Daarom kyk, ek sal jou weg met dorings toemaak en om haar 'n muur bou, sodat sy haar paai nie sal vind nie. En sy sal haar minnaars agterna loop, maar hulle nie inhaal nie. En sy sal hulle soek, maar nie vind nie. Dan sal sy sê, ek wil heen gaan en terugkeer na my vorige man, want toe het ek dit beter gehad as nou. En dan ook vers 12, so besoek ek dan aan haar die dae van die Baals, toe sy vir hulle offerrook laat opgaan het, en haar met haar neusring en haar halssierade versier, en haar minnaars agterna geloop het, maar my het sy vergeet, spreek die Here. Daarom kyk, ek sal haar lok en in die woestyn inlei, en na haar hart spreek. Dan sal ek haar daarvandaan haar wingerde gee in die dal Agor tot 'n deur van hoop, en daar sal sy antwoord gee, soos in die dae van haar jeug, soos toe sy die dag uit Egipte opgetrek het. En dan net die laaste vers van hoofstuk 2, en ek sal haar vir my saai in die land, en my oor Lo Rugama ontferm, en aan Lo Ami sê, jy is my volk, en hy sal sê, my God. Nou, as ek 2 verse kan uitsonder hier as teksverse, dan sal dit wees vers 5. Daarom, kyk, ek sal jou weg met dorings toemaak, en om haar 'n muur bou, sodat sy haar paaie nie sal vind nie. En dan ook vers 13, daarom kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei, en na haar hart spreek. Nou, Hosea, die profeet, het opgetree in 'n tyd toe die volk baie afvallig van die Here geraak het, en hoe meer hy hulle teruggeroep het, hoe meer was hulle wederstrewig en afvallig, en dit het gekom op 'n punt en 'n plek waar God besluit het, maar dan gaan ek hulle los. Hulle gaan nie meer my volk wees nie, want hulle wil dit nie wees nie, hulle wil hulle eie weg loop en betree, en God besluit, hy gaan hom ook nie verder oor hulle meer ontferm nie. En dan net, wanneer ons oorweldig wil word oor hierdie hartseer gebeure, die volk van God, wat so wegbeweeg het, dat God so drasties besluit, nee, maar ek maak my los van julle, julle gaan nie meer my volk wees nie, en God sê, daar kom vir hulle 'n baie slegte tyd, wat hy hulle gaan los. Maar net dan, hier aan die einde van hoofstuk 1, dan breek daar weer hoop deur, want dan sien ons, dis nie permanent nie. Die Here sê, daar gaan 'n verandering kom. Hulle gaan weer sy volk word. En dan sien ons hierdie heerlike hoop van die evangelie. God se genade vir die mens. In die Bybel lees ons daar in die Psalms waar dit sê, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierende. Ek dank die Here dat ons so 'n God ook kan dien, maar ons moet nooit kyk hoe ver ons kan overstep nie. En dan, wanneer daar vir die profeet
'n dogter gebore word, dan sê die Here vir hom die naam van hierdie kind. Hy sê, noem haar Lo-Ruhamah. En dit beteken, daar is nie meer ontferming nie. En ja, dit is vir ons baie snaaks, maar ons moet onthou, baie van hierdie profete het die Here hulle fisiese goed laat doen, om die boodskap sterk deur te gee na die volk, want die volk al is hulle hoe wederstrewig, kom hulle baie keer na die profeet, want hulle wil nog steeds hoor, is die Here daarom tevrede en is alles alright, en as die profeet baie keer vir hulle sê, maar dit is nie reg nie, en julle lewe is nie reg nie, dan luister hulle in elk geval nie. So die Here gee vir hom hierdie vreeslike, vreemde, snaakse naam vir hierdie dogter, en want die mense gaan na hom toe kom, en hulle gaan vir hom vra, wat is haar naam? En dan sê hy vir hulle, en dan gaan hulle vir hom sê, maar wat 'n vreemde naam. Dan gaan hy sê, hierdie kind is die beeldspraak van wat God doen. Julle gaan nie meer ontferming van die Here kry nie. Julle dit nie waardeer nie. Dan word daar weer 'n seun, 'n kind gebore, 'n seun, en die Here sê, noem hom Lo-Ammi, wat beteken, julle is nie meer my volk nie. En hulle gaan ook weer kom, en dan gaan die profeet vir hulle kan sê, maar dit is wat God sê, julle is nou nie meer sy volk nie. Maar dan sê die Here ook, hier aan die einde, dan sê hy, maar dit gaan verander. Dan gaan hierdie dogter net genoem word Ruhamah, ontferming. Die seun gaan net genoem word Ammi, my volk. En dis wonderlik, en dit maak ons bly. Hierdie boodskap van hoop. Maar dan as ons hierdie verhaal lees, dit lees eintlik soos 'n verhaal, dan sê die Here ook, hoe hy hierdie volk gaan terugbring, want dit was 'n pad van wegloop, dit gaan 'n pad wees van terugkom. Dan sê die Here baie duidelik, hy gaan doringtakke in hulle pad sit. Nou, die rede hoekom hierdie volk, as ons daar mooi lees, so van die Here afvallig geword het, hulle het nie besef dat die Here hulle geseën het nie, en hulle is die geseënde volk van die Here. En toe besluit hulle, maar hulle wil byvoeg, en hulle begin silwer en goud, en al hierdie goed begin hulle najaag, en hulle gee nie om hoe hulle doen nie, op wat 'n bose en verkeerde manier nie. Hulle gaan selfs met die heidene saam, hulle neem hulle afgode aan, en neem deel aan al die heidense praktyke. En is vir hulle 'n lekker lewe, want hulle het oorvloed, hulle het geld, dit gaan goed, daar's plesier, daar's jolijt, en hulle dink alles goed, mooi en reg. En nou sê die Here, maar ek gaan iets doen. Hierdie pad van boosheid, waaraan julle so gewoond is, wat vir julle so lekker is, wat julle nie kan los nie, ek gaan doringtakke in hierdie pad sit, om julle te keer. En die Here sê ook, hy gaan 'n muur bou, op hierdie pad, van hulle afdwaal en hulle sonde, hulle eie pad, hulle koppige pad, bou 'n muur, sê die Here. Nou, jy weet, dit is baie ironies, dat wanneer mense baie keer op hulle lewenspad by hierdie doringtakke kom, dan besef hulle, maar iets gebeur, hierdie pad word toegemaak. En hulle draai om, en hulle gaan terug na die Here, want hulle besef, die Here praat, dit is nie nou meer verder nie. En baie mense
wanneer hulle loop op hierdie pad en hulle kom by hierdie muur wat God dan daarom hierdie pad sit, dan besef hulle, okay, hierdie is doodloopstraat. Ons moet nie verder gaan nie, ons moet omdraai en teruggaan na God. Maar ongelukkig is daar baie mense, wanneer hulle kom by hierdie doringtakke, dan sê hulle, maar dit gaan ons nie keer nie, want ons hou van hierdie sondige lewe, die lewe wat ons gewoond is, en hulle kruip onder deur hierdie takke, en dit sny hulle, en dit maak letsel, en dit maak seer, want doring steek diep, en is pynlik en is seer, maar hulle wil deur die doringtakke onder, en tussen deur wil hulle gaan. Baie van hierdie mense, wanneer hulle kom by hierdie muur, dan besluit hulle, maar gaan my nie keer nie. En hulle begin slaan, hulle begin kap, want hulle wil 'n gat in hierdie muur hê. Hulle wil deurgaan, want hulle ken net een lewe, en dis die lewe van die gat deur die muur. Want aan die ander kant is die sonde, is die lekker, is die lewe wat hulle gewoond is, wat hulle vir hulle self meer bekend gemaak het, wat hulle nie kan los en wat hulle nie wil los nie. Jy weet, in hierdie proses kry hulle blaase, want hulle kap om hierdie gat deur te kry. Hulle sweet, hulle maak hulle moeg, hulle put hulle uit, want hulle wil 'n gat deur hê. Begin later gaan jy snaaks ruik en stink, want jy sit alles in. Weet, ek wil net hierdie, miskien as 'n voorbeeld, daar's 'n werker by my wat vir baie jare drink. En dan sê ek vir hom, hou op drink, maar hy kan nie. En dan kom van die kliënte en hulle sê hy stink. Wil jy hoor wat ek sê? So as jy hierdie gat in die muur wil maak, na hierdie verkeerde lewe, jy gaan 'n reuk in jou kry. En dan sê ek vir hom, maar jy stink. Sê, hou op. Dan sê hy, ja, maar hy doen dit nie, want hy wil 'n lewe leef van 'n gat deur die muur. Al wat hy doen, wanneer jy met hom praat, dan retireer hy, staan verder weg, want hy wil hê jy moet hom nie ruik nie. Maar dit help nie. Jy kan hierdie goed verbloem, jy kan dit toemaak, maar is daar. Dis 'n lewe van verrotting as jy deur die muur 'n lewe wil hê. Nou wanneer jy 'n lewe wil leef van deur die doringtakke, gaan jy letsels kry. Jy gaan snye kry. Jy gaan wonde kry. Weet, baie van hierdie letsels wat mense het, is wat hulle aan hulle self gedoen het. Maar dan moet ons ook vanoggend sê, baie mense het snye, het wonde en het seer. Dis nie hulle toedien nie. Dis nie aan hulle gedoen nie. En in hierdie oggend vra hy van my, maar wat dan nou? En dan wil ek vir jou sê, maak nie saak hoe daai snye en seer en wonde gekom het nie. Ek wil vir jou sê, daar is 'n Jesus. Nee. Daar is 'n Jesus en hy is die een wat vir jou kan gesond maak van die seer, die snye en die wonde in jou lewe. Jy weet wat vir my so verblydend is, so baie mense wat 'n getuie is, wat vir jou kan sê, maar ek was daar,
Ek was seer gemaak. Ek was verwond. Ek was gesny. Maar ek het opgestaan. Want daar sê Jesus, ek het na hom toe gegaan en het my opgetel. Hy het my opgehelp. Baie van hulle het opgestaan, weer geval, weer seer gekry, weer opgestaan, maar hulle het nie opgehou totdat hulle bo uitgekom het nie. En vandag het hulle die getuienis, maar hulle het oorwin, hulle het oor al hierdie goed gekom en hulle is bo. Miskien is die letsels is daar, miskien, maar hulle lewens het heel geword. Hulle het opgestaan. Nou, ek wil vandag net sê, jy weet, jou verlede het nie nodig om jou toekoms te bepaal. Prys die Here. Want daar is 'n kruis, daar is 'n Golgotha, daar is 'n Jesus. Jou verlede het nie nodig om jou toekoms te bepaal nie. En soveel baie mense is die getuienis van wat God in hulle lewe gedoen het. As jy wil, jy kan bokom. Nou, jy weet in hierdie oggend, wil ek vir jou sê, daar is 'n Jesus, en die Bybel sê, by hom is alle dinge moontlik. Die Bybel sê, as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die Bybel sê vir hierdie doel, het die Seun van die mens verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Jy weet, dit hang van jou af. Is jy tevrede met die duiwel se werke in jou lewe, of het jy by 'n punt en plek gekom, of gaan jy by 'n punt en 'n plek kom, waar jy kan sê, maar genoeg is genoeg. Genoeg het ek snye gekry, bloed gekry, genoeg het ek seer gekry, genoeg kom ek nêrens op hierdie paaie wat ek wil loop nie. Nou in Deuteronomium 30 sê die Here hierdie woorde, hy sê, ek hou vandag vir jou die dood en die lewe. En dan sê hy, kies die lewe. Jy sien, die antwoord is in ons hand. Die Here sê vir jou en vir my, dit maak nie saak die pad wat jy geloop het nie. Die Here sê, kies reg. Kies hom. Sê ja vir Jesus vir goed en reg is. Sê nee vir wat verkeerd en sleg is. En begin en hou aan en sê nee, 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 totdat jy oorwin. Nou dan wil ek vir u sê, daar is nog 'n beeld wat die Here hier gebruik om te sê hoe hy die volk gaan terugbring. En dit is die woestyn. Jy weet, as jy van die Here wegbeweeg, dan beland jy in 'n woestyn, geestelike woestyn. En 'n woestyn is nie 'n lekker plek nie. Dit is 'n swaar kry, dis eensaamheid. Nou die Bybel sê vir ons, Moses was 40 jaar in die woestyn, het daar skape opgepas vir sy skoonpa. En daar die Here met hom gepraat en het hy die stem van die Here begin hoor. En daar het die Here hom verander en kon hy hierdie groot godsman word wat die volk kon uitlei. Die volk Israel was 40 jaar in die woestyn, wat die Here ook hulle harte moes verander en hulle hom voorberei om reg te wees vir die land Kanaan. Die Here sê in die woestyn, in hierdie gedeelte sê die Here, hy sal haar inlok, verwysend na Israel. Hy sê hy sal haar inlok in die woestyn. En hy sê daar sal hy tot haar hart spreek. Jy sê weer eens, die woestyn, baie mense beland in hierdie woestyn van swaar kry deur hulle eie toedoen. Maar soms vat die Here ons in hierdie woestyn. En dis heilsaam. Jy weet, ons is
Ek wil sê ons is bang vir die woestyn. Geen een van ons wil in die woestyn wees nie. Ons wil nie daar inkom nie, en as ons daarin is, wil ons so gou as moontlik uit die woestyn kom. Water is skaars. In die woestyn staar jy die dood in die oë. Jy weet dit. Dis 'n kwessie van lewe en dood. Jy moet luister na die reëls van die woestyn. Anders gaan jy dit nie maak nie. Jy weet, in die woestyn verdwyn die ander stemme. Ons probleem is, daar's te veel stemme waar jy na luister. Maar wanneer jy in die woestyn kom, is daar nie ander stemme nie. Jy begin hoor God se stem wat met jou praat. Nou die Here sê, daar in die woestyn gaan hy na haar hart spreek. Jy sien, God soek hartsgodsdienst, nee. Dis goed en reg om kerk toe te kom, dis mooi. Dis altyd die regte ding. Maar God vra baie meer. Hy vra hartsgodsdienst. Jy sien, God loop 'n pad met hulle. Hy maak hierdie paaie toe, doringtak in 'n muur. Maar dan is hy nog nie klaar nie, want hy wil by hulle hart uitkom. Jy sien, die Here wil hê, ek en jy, ons moet voel, ons moet beleef, ons moet ervaar. Dis goed, baie goed om stil te word. Net toe te laat en te sê, Here, hier is ek gee oor, spreek, werk, roer my hartsnare. Ek is tevrede met net 'n doodsheid en hy's daar ver nie. Want die Here sê hy's in ons, hy's by ons, ons met hom, maar ons moet leer om oop te maak, om oor te gee. Jy weet, elkeen van ons se woestyn lyk anders. Sommige se woestyn mag wees jou siekte, ander se woestyn mag wees druk wat daar op jou is om sekere goed te doen. Dit mag wees finansiële drukte, dit mag wees moeilikheid in die huwelik, dit mag wees huislike probleme, omstandighede, en dis hierdie woestyn waarin jy is, en dis nie lekker nie, en jy wil uit, en al wat jy bid is, Here, verander, help my uit, en die Here sê, ek kan jou uitvat. Die Here sê, maar ek wil hê jy moet hoor, jy moet hoor, want ek praat met jou hart, spreek met jou hart, soek jou hart, en wanneer jy jou hart oorgee, dan gaan ek jou uitvat. Jy sien, hoe langer ons vat, om te kan sê, Here, ek gee oor, hier's my hart, en verander, spreek, dan kan die Here jou uitvat. Maar solank ons net wil uitkom, daar geen sin daarin nie. Want as jy uit die woestyn uitgaan, is jy maar dieselfde. Terwyl die Here sê, die woestyn is bedoel om jou te verander. Die Here sê in sy woord, hy wil hê dat ons moet hom lief hê met ons hele hart, hele siel, wese, krag en verstand. Dit is so duidelik. Maar ons mis dit so dikwels. En ons dink ons kan maar net so oppervlakkig. Terwyl die Here sê, man, ek soek hier diep binnekant jou, wil ek heers en wil ek regeer. Nou Woensdag aand by die bid hierdie Woensdag aand, het ons in Psalm 63 die woord tot ons gekom waar die Here sê, Dawid sê, my siel is aan U verkleef. Kan jy die boodskap hoor? My siel, jou binneste, jou hart, moet aan die Here verkleef word. Nee, dit is wat God op die ou einde van die dag van ons vra. Nou, die Here is besig, glo ek, hier aan die einde van die boodskap. Tyd waarin ons leef. Ons is maar ook sinnebeeld van Israel, die geestelike Israel. Die Here wil jou en my waarlik sy volk maak, sodat hy vir jou kan sê, Amen, Amen. Jy, my volk, jy's my kind,
Dis wat die Here vir jou wil sê. Hy wil daai law vooraan wegvat, die nie. Die law is die nie. Wil jy vir jouself vanoggend afvra, is jy regtig hierdie kind van die Here, van sy volk soos hy wil hê, of is daar eintlik maar nog hierdie nie vooraan, nie werklik sy kind nie. Hy wil hom ontferm, soos 'n vader ontferm oor sy kind, so wil die Here hom oor jou ontferm. Maar as jy eenkant wil staan, is daar miskien dalk nog hierdie rugama, nie die werklike ontferming nie. Die Here wil die nie wegvat voor jou en my, sodat hy kan sê, hier is my ontferming, hier is my guns, hier is my liefde. Elke dag wil hy dit nie oor jou uitstrooi, oor jou uitstort, sy liefde soos golwe wat oor jou kom en wat jou vul en jou vol maak, want jy sien, as ons nie voortdurend vernuwe word en verander word nie, dan is daar hierdie geneigtheid om dieselfde as Israel weer jou eie pad te loop, die doringpad, maar weer daardeur te beer, terwyl die Here sê, dis nooit my wil, 'n doringpad nie, my wil is teen my, dig my. Jy weet, verlede Sondag se boodskap, en hiermee sny ek af, en was gewees dat ons moet ons roeping en ons verkiesing as kind van die Here vasmaak in hom. Nou, as jy die woord vasmaak gebruik, dan sien jy 'n tou, nee, 'n tou nodig om vas te maak. Nou, jy weet, en die Here se gedagte daarmee glo ek is, dat ons styf aan hom vasgemaak moet wees. Maar ek dink baie mense dink, Here is goed, ek wil aan nie vasgemaak wees, maar Here, die voorwaarde is 2 kilometer lange tou. Want sien Here, as ek nog my eie pad wil loop, dan moet ek dan rope hê. Ek moet daarom kan ver gaan, en ek moet daarom nog my ding kan doen. Nee, nog my lekker lewe, maar ek wil ook nie sonder U wees nie. Dit werk nie. Die Here sê, kom ons sny maar die tou, ons maak hom kort, en ons bind mekaar naby, styf, teen mekaar vas. Is ons bereid om regtig in te tree in wat God vir ons wil sê? Dieselfde boodskap aan Israel is die boodskap vir hom. Wat kies jy? Wat 'n pad kies jy? Kies jy om wederstrewig te wees, hardkoppig te wees, maar net te sê, ken hierdie pad? Dit is my verstommend, dat jy baie keer kan kyk en wonder, Here, maar mense, ken hulle net een pad, hierdie pad? Ken hulle nie, dat dit kan verander nie? Dit hoef nie so te wees nie. Dit kan verander, en dat ons kan oorgee, en kan sê, Here, maar ons sien, is besig om my te stop, my te breek. Want hoeveel keer wil jy nog deur die dorings gesteek word? Want dit is wat gebeur as jy jou eie pad wil gaan. Hoeveel keer wil jy maar weer deur hierdie gat gaan na 'n leë, doelloos, leë lewe? Nou, ek glo dat ons, Here, maar net vir ons wil vra, wil jy uit die woestyn kom? Wil jy hoor? En wil jy oorgee? Is ons gereed vir hartsgodsdienst? Here sê, wil tot jou hart spreek. By elkeen. Weet, dit is so maklik om te dink, maar die Here praat net met die en daai en glad nie. Hy praat met elkeen, hoe klein jy is, of wie jy ook al is. Hy praat met jou. Jy moet net bereid wees om te luister, om te kan erken en te sê, Here, maar U praat nou met my, en ek gee hoor, Here. Dis nou nie meer my wil nie, vul my hele lewe, kom op die troon van my hart. Die sing hartgodsdienst beteken dat Jesus word jou alles. Nee, hierdie ander goed
niks meer seggend nie. En Jesus eerste in jou lewe. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ek het eintlik gedink ek wil nou vra wie wil staan en sê, Here, ek wil werklik die volk wees. Ek wil die woord Ami hoor. Jy, my volk. Ek glo elkeen wil dit sê. Daarom nooi ek elkeen, staan op jou voete, word ingesluit by hierdie gebed. Vanoggend om te kan sê vir die Here, Here, my naam, laat dit word. Amen. U volk, u kind, want die Here wil daai lof wegvat. Die nie wil hy vanoggend wegvat. Hy wil hom ontferm oor jou soos nog nooit nie. Sodat jou naam kan wees, Rugama. Die los weg. Daar's ontferming. Daar is seën. Daar's die hand van die Here. Daar's sy inspraak in jou hart. Hy wil spreek in jou hart. Miskien vanoggend jy nie regtig op 'n lekker plek nie. Miskien as jy werklik in die woestyn. Moenie moed verloor nie. Jy gaan uitkom. Jy gaan uitkom. Want daar's 'n Jesus en hy weet van jou. Roep na hom. Hy gaan jou hoor. Hy gaan jou uit die woestyn vat. Dinge gaan verander. Maar jou hart moet eers verander. Maak die paaie toe. Moenie weer daai paaie wil aangaan nie. Is verby. Dat Jesus heers oor jou lewe. Here, in hierdie oggend staan ons as 'n gemeente. Here, en ons besef dieselfde probleem wat u volk Israel getrotseer het, is ook die een wat ons moet trotseer. Here, want die wêreld het hulle geroep, die aardse goed en die sonde, en die verkeerde en die lekker, die verkeerde vriende en alles wat daarmee saamgaan, het geroep en sterk geroep, en hulle het daaraan toegegee, en hulle het nie teruggedraai nie, en hulle het weggegaan, en nie meer die volk nie. Here, ons wil vanoggend leer, uit die woord. Ons wil nie hierdie foute maak nie. En ons wil sê, Here, die verkeerde paaie, wat ons so dikwels wou nagaan, of naloop, ons is moeg vir dit, Here. Die pad van doringtakke, ons wil hom los, Here. Ons wil nie meer tussen die dorings deurkruip nie. Ons wil nie meer deur die gat in die muur gaan nie. Ons draai om na Jesus, wat roep en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Wie alleen is rus, Here. Here, hoe bid ek vir mense in hierdie oggend, wat in hulle hart voel, maar hulle is in die woestyn, en is eensaam, en is alleen, en is sleg, en is swaar, dinge is nie reg nie. Here, dat die eerstens hulle lewens reg maak, hulle sag maak, want dis wat jy doen in die woestyn. Maak die hart sag, vat die hardheid weg, die kors, dan begin jy spreek en werk, dan kom 'n verandering. Wanneer ons oorgee, dan kom die seën, dan kom die uitkoms, dan kom die genesing, Here, dan kom die vrymaking, die verlossing, die oorwinning, die uitweg. Here, maak dit groot vir die kinders. Laat dit spoedig kom. Here, hulle wat in 'n moeilike tyd is, bid ek vir groot guns, groot genade. En ek wil bid dat hulle kan moed skep in hierdie oggend, elkeen om te weet, daar is 'n Jesus. Hy gaan my nie los nie. In sy hand wil ek wees. Hy sal help. Hy gaan my optel, deur wat ook al, seer, teleurstellings, mislukkings, foute in die lewe. Here, is nooit die einde nie.
Help vir ons om goeie keuses te maak, regte keuses, want jy sê, jy hou die lewe en die dood vir ons voor, die vloek en die seën, gee vir ons wysheid, krag en genade, om die seën te kies, die lewe te kies, die waarheid te kies. Dankie Here, wat 'n wonderlike oggend, te weet, ja, die God wat hom weer oor Israel ontferming het, dit weer die volk geword. Maar Here, dit was 'n lang pad, 'n moeilike en 'n seer pad. Selfe God, volgend vir elkeen van ons, kom staan en sê, ek is so lief vir jou. Jy moet my Rugamma wees. Wil jou so oorlaai met my seëninge, my ontferming. Jy, my seun. Jy, my dogter. Jy, deel van my volk. Bid ek, Here, dat nie een van ons verlore sal gaan nie. Vat weg van ons wederstrewigheid, ons koppigheid. Vat weg ons blindheid. Geef vir ons verligte oë om die pad van U te sien. Geef vir ons sagte harte elke dag, keer op keer, net te sê, hier is ek, Here, hier is my hart, want U vra ons hart. Hier is ons harte, Here, gee dit vir U en spreek tot ons harte, deel met ons harte en vat vir ons, Here, op 'n heerlike pad van oorwinning. Want U, ons God, is die sterk God, die een wat vir ons maak meer as oorwinnaars in hierdie lewe. Laat dit ons deel wees, vandag, môre, oormôre, om sterk en standvastig in U te staan, in elke dag se lewe, se doen en late. En dankie vir U goedheid, dankie vir U getrouheid, en dat ons weet, die goeie saak wat U begin het, U sal dit klaarmaak, U sal dit volëindig, totdat U gaan kom op die wolke, en ons gee aan U, Here, al die lof, al die eer, die dank en die aanbidding van ons harte, in Jesus naam. Amen.